Goeiemôre. Ons is besig met die reeks oor die gelykenisse van Jesus. Ons noem dit aan die voete van Jesus. En hierdie woorde verwys na Maria wat aan die voete van Jesus gesit het om te leer van hom. En vandag kom ons by 'n gedeelte wat ek kortweg noem die kerk. Ons doen die gelykenisse in die volgorde waarin dit in Lukas voorkom, omdat Lukas gesê het, hy skryf gebeure neer in die volgorde waarin dit voorgekom het. So ons het begin by Jesus se eerste gelykenisse. En die oomblik as ons so na die gelykenisse kyk, is daar iets anders wat na vore tree. Jesus se eerste gelykenisse het almal gehandel oor die omskakeling van die ou verbond na die nuwe verbond, wat dit impliseer. Dit is waar 'n gelykenis vandaan kom, soos jy moenie nuwe wyn in 'n ou sak gooi nie, want die gisselle wat daar nog oor is, gaan die druiwesap laat fermenteer, dit gaan gis en die sak gaan bars. So die hele eerste klompie gelykenisse het daaroor gegaan. Daarna het Jesus begin vertel hoe jy moet leef. Ons het geluister na die gelykenis van die barmhartige Samaritaan, hoe dit werk, hoe ons teenoor ons naaste moet optree. En vandag kom ons by 'n nuwe groep gelykenisse wat handel oor dit wat ek hier die kerk noem. En as ek hier praat van kerk, verwys ek nie na 'n spesifieke denominasie nie. Ek verwys na die bruid van Christus. Met ander woorde, dit is wedergebore mense deur alle denominasies, deur alle eeue van die uitstorting van die Heilige Gees tot nou. So dit is, as ek hier praat van kerk, is dit waarna ek verwys. So dit is hoe die evangelie gegroei het deur die wêreld. En die bekendste gelykenis wat hieroor handel, ons het vandag 3 relatiewe kort gelykenisse waarna ons gaan kyk, is die gelykenis oor die mosterdsaad. Nou die interessantheid is, as ons kyk na die gelykenis van die mosterdsaad, dan word daar gesê dit is die kleinste van alle sade en dit word die grootste boom van alle bome. Aan die regterkant sien ons hoe lyk die boom wat in die Midde-Ooste genoem word as die mosterdboom. Maar dit is nie die boom wat die saad produseer waarvan mosterd gemaak word, wat ons ken nie. Die plant wat mosterd maak, lyk soos op die foto links, dit lyk baie meer na die plante wat ons hier by ons kry, wat hulle kookolie van maak, canola, dit lyk baie meer na hom as na 'n boom. Dit is glad nie 'n boom nie. En dit is waarvan mosterd gemaak word. Maar nou moet ons onthou, dat party Bybelse terme is verskriklik moeilik om te verklaar. En daarom is dit verskriklik moeilik vir alles ons by plante en diere kom, om hierdie vertaling te doen. Die Griekse woord wat gebruik is om hierdie beskrywing te gee, is sinomai. En sinomai word deur Strong se woordeboek vertaal as om seer te maak, om te steek. Of as ek dan die Engels aanhaal, soos dit in daardie woordeboek staan, to hurt, that is sting. So dit is die woord wat daar staan, en dit is toe vertaal as mosterd in ons taal. Want wat anders is daar wat jou seer maak, wat jou steek? So ons moenie kyk na dit wat die name van plante en diere en dit aanvaar nie. Want onder op hierdie foto sien ons 2 verskillende cultivars van mosterd en dis 'n relatiewe groot saad. Dis 'n saad wat omtrent die helfte van 'n lensie is. So dit is nie so klein saadjie nie. En die boom is ook nie die grootste boom wat daar is nie. In sy gebied is dit een van die groter bome. Maar beteken dit dis 'n leuen in die Bybel? Nee, dit beteken ons insig in ons kennis om vertaalwerk te doen, is nie altyd so goed as wat dit behoort te wees nie. En daarom moet ons baie mooi daarop let, en ons moenie nou gaan en van mosterd iets maak, en dat dit iets is wat smaak aan die kos gee of so nie, dan het ons 'n verkeerde interpretasie van hierdie gelykenis.
Kom ons kyk eers na die gelykenis self en dan gaan ons verder oor hierdie onderwerp gesels. Ons lees in Markus 4 vers 30 tot 34. Terloops hierdie gelykenis is in al 3 sinoptiese evangelies aangeteken en snaaks genoeg is hy die langste in Markus. In beide Matteus en Lukas bestaan dit net uit 2 versies, maar hier in Markus is dit 'n volle 4 versies wat dit vir ons beskryf. En hy, dit is Jesus, het gesê, waarmee moet ons die koninkryk van God vergelyk? Met watter soort gelykenis moet ons dit voorstel? Dit is soos 'n mosterdsaad wat die kleinste is van al die soorte saad op aarde wanneer dit in die grond gesaai is. En dit is waar ek sê, deur hierdie vertaling kry vyande van die woord die kans om die woord aan te val. Maar soos ek reeds gesê het, dit gaan nie oor wat hierdie plant is nie. Dit is die beeld wat voorgestel word van die ontsettende klein saadjie wat groei om 'n verskriklike groot boom te vorm. En wanneer dit gesaai is, kom dit op en word groter as al die groentesoorte en maak groot takke, sodat die voëls van die hemel onder sy skaduwee nes kan maak. En met baie sulke gelykenisse het hy die woord tot hulle gespreek, volgens wat hulle kon verstaan. En sonder gelykenis het hy tot hulle nie gespreek nie, maar afsonderlik het hy vir sy disippels als uitgelê. So Jesus vertel vir hulle waaroor hierdie gaan. Wat is die koninkryk van God? Dit het klein begin. Jesus self het met 12 disippels gewerk, wat een nie aanvaar het wat hy gesê het nie. So die woord het begin by 11 mense wat dit gehoor het. Maar ons lees in die evangelies hoe dit uitgebrei het na 70, na 3000 toe. En dan sien ons die hoeveelhede wat tot bekering gekom het as ons deur Handelinge lees. Die evangelie het 'n baie klein begin gehad, maar het gegroei en het groter geword. En dit is wat hier uitgebeeld word. Wat uitgebeeld word is nie te doen met mosterd nie. Dit is 'n voorbeeld wat gebruik is om te wys dat 'n klein saadjie kan groei en 'n groot boom daarstel. Dit is waaroor dit hier gaan. En as ons terugdink, 2000 jaar gelede was daar 11 bekeerde persone. Eintlik as ons direk teruggaan 2000 jaar terug, is ons voor Jesus se kruisiging en hulle was nog nie bekeerd nie. Hulle was nog nie wedergebore nie. Want Jesus het later eers begin om sy werk te doen. So 2000 jaar gelede was Jesus die enigste Christen op aarde en jy kan hom nie 'n Christen noem nie, want 'n Christen is iemand wat Christus volg en hy was Christus, hy kan hom nie self volg nie, so daar was geen Christene op aarde nie. En kyk hoeveel miljoene Christene is daar nie tans dwars oor die wêreld nie. Verstaan nie wat ek hiermee vir u probeer sê? Dit gaan oor 'n groei wat plaasvind, met 'n klein begin word dit 'n kolossale bron wat die woord kan verkondig. Ons kom by die tweede gelykenis in hierdie groep. En hierdie gelykenis kry ons by die vorige verse, Markus 4 vers 26 tot 29. En hy, dit is weer Jesus, het gesê, so is die koninkryk van God, soos wanneer 'n mens die saad in die grond gooi, en hy gaan slaap en hy staan op, nag en dag, en die saad spruit uit en word groot. Hoe weet hy self nie? Want van self bring die aarde vrug voort. Eers 'n halm, dan 'n aar, dan die volle koring in die aar. En wanneer die vrug dit toelaat, steek hy die sekel dadelik in, omdat die oes daar is. So hier word vir ons 'n boerderypraktyk beskryf. Die saad word in die grond gegooi. Die saad word gesaai, die woord van God word uitgedra. Jy wat die woord uitgedra het, gaan slaap en jy staan op. Die dae gaan verby en jy sien nie vrug op jou arbeid nie. En dan met eens begin die saad uitsprei en dit word groot, dit groei. Die mens weet nie hoe nie.
Die mens het sekere dinge wat hulle weet, ons weet van seldeling en dat die selle vermeerder en dat die plant so groei. Maar wat veroorsaak dit? Wat gebeur binne in die saadjie, dat daai klein embrio ontkiem? Die mens weet bitter min daarvan. En dan, kyk hoe groei daardie plant. Hier word nou vir ons 'n koringplant beskryf. Die koring begin groei. Eers is dit net 'n halmpie wat daar staan. Mettertyd kom daar dan 'n aar. En mettertyd vorm die nuwe saad in daardie aar. En na die oomblik as daardie aar fisiologies ryp geword het, laat die koring begin verkleur, die pitte verkleur in daardie vrugte, dan word die sekel ingestuur, of soos ons deesdae sal sê, dan word die stroper ingestuur om die oes in te samel. Maar God se koninkryk werk net so. Die saad word op die grond gegooi. Ons het gesien die gelykenis van die saaier. Die saad word uitgestrooi en dit val op verskillende plekke. Dit val langs die pad waar die voëls van die hemel, die duiwel dit dadelik oppik en dit doen niks aan die mens nie. Party mense het tydelike oplewing, dit wat op die rots geval het met die vlakgrond, of dit wat tussen die dorings geval het. Maar daardie mens kan nie enige weerstand wat kom oortref nie. Dit kan nie dit deurstaan nie. Die oomblik as daar probleme kom, dan knak daardie persoon en dan gee hulle Christelikheid prys. En dit is die mense wat dan begin redeneer dat as God werklik goed was, sou daar niks slegs gewees het nie. Wat 'n absolute dwaalleer is, en ek het nie tyd om nou daaroor te praat nie, ek het in baie vorige lesings reeds daaroor gepraat. Maar ons moet seker maak dat ons die woord reg verstaan. Dat ons moet hierdie saad saai. En ons moenie eers kyk hoe dit groei nie. Dis nie ons saak om dit te laat groei nie. Ons is net die saaier. God, die Heilige Gees, gaan dit nat maak en dit laat groei en ontwikkel totdat dit ook vrug kan dra. Die laaste gelykenis haal ons dan uit Lukas 13 vers 20 en 21. En jy sal sien, hier kom weer presies dieselfde vraag. En weer het Jesus gesê, waarmee sal ek die koninkryk van God vergelyk? Dit is so suurdeeg wat 'n vrou neem en in 3 mate meel inwerk, totdat dit heeltemal ingesuur is. Die bietjie suurdeeg wat gebruik word, kan in 'n groot hoeveelheid deeg ingesit word. En as jy genoeg tyd toelaat, dan groei daardie geselle, die geselle vermeerder. En daardie geselle maak dat die brood rys, dat hierdie deeg rys, en dat jy 'n lekker brood kan bak daarvan. Weereens, die inset is klein. Suurdeeg, klein stukkie, 'n paar geselle wat ingeplaas word. Maar dit groei en baie deeg word beïnvloed deur hierdie bietjie suurdeeg wat daar was. So, wat ons vandag leer, is dat God sy koninkryk laat uitbrei. Maar daar word van my en jou verwag om sy woord te verkondig en sy woord te versprei. Ons moet die evangelie dwars deur die wêreld versprei. En met hierdie verspreiding van die evangelie, gaan dit dan gebeur, dat die Heilige Gees in mense se harte gaan begin werk, sodat die mense hierdie woord aanvaar, en dat hulle bekeer, dat hulle oopstel vir Christus, om hulle sonde te verwyder, dat hulle hom erken as hulle koning. Ek noem nie nou die dinge in volgorde nie, maar dat al hierdie dinge gebeur, sodat hulle wedergebore kan word, en dat hulle eendag in die paradys kan wees. So, wat ons dan vandag gesien het, Jesus het begin om ons te vertel hoe daar oorgegaan is van die ou verbond na die nuwe verbond.
Ons het gesien dat sy tweede groep gelykenisse was oor hoe ons as Christene moet leef, wat van ons verwag word. En vandag sien ons hoe sy woord versprei word, maar dit is ook 'n boodskap aan ons. Die boodskap is dat ons hierdie saad moet saai, waar ons ook al gaan, moet ons die saad saai en dit aan God oorlaat om dit te laat groei. Maar dan, ons werk is nie klaar as ons gesaai het nie. Dan moet ons in gebed gaan en ons moet God vra, ek het hierdie saadjies by daardie persoon geplaas. Wil u nie asseblief in sy of haar hart werk, dat hulle kan groei in die geloof, dat hulle na u kan kom nie. Hoe dikwels doen ons dit? Ons is geneig om die saad te saai, en dan in wanhoop te verval, die oomblik as ons nie reaksie sien op die saad wat ons gesaai het nie. Hierdie suurdeeg, wat die vrou in die meel ingewerk het, omdat dit min suurdeeg en baie meel is, gaan dit baie lank vat, voor die suurdeeg versprei het deur al die meel, sodat al die meel rys om 'n behoorlike brood te bak. Jy moet bereid wees om te wag, en partykeer gaan daardie persoon gered word, eers na jou dood. So, jy moet dit nie sien as 'n mislukking nie. Jy het gedoen wat God van jou gevra het om te doen, jy het sy evangelie verkondig, jy het vir daardie persoon gebid. Nou is die saak in die hande van God, en God sal die res laat gebeur. Jy moet dit nie druk dat dit moet gebeur nie. Samevattend kan ons dan sê dat ons vandag eintlik net een ding geleer het. En dit is, Jesus het begin deur 12 disippels op te lei. Maar nogtans het die hele wêreld die boodskap gehoor. Hoe gebeur dit? Dit gebeur dat elkeen van die 11 het saad gesaai sover as hulle gegaan het. Van daardie saad het ontkiem en gegroei en groot geword en self saad opgelewer wat weer versprei is na meer mense toe. En so is die woord van God deur die hele wêreld versprei. Soos die klein bietjie suurdeeg dwars deur al die meel werk, so werk die woord van God ook deur al die mense tot almal gehoor het van Jesus Christus, tot hulle self kon besluit of hulle aanvaar dat hy God is en of hulle hulle lewens aan hom toevertrou of nie. Waar staan jy in hierdie saak? Het jy jou lewe reeds vir Christus gegee? As jy dit nie gedoen het nie, jou tyd word al hoe minder waar tydens jy dit kan doen. So tree op, doen dit en jy kan gered word. Almagtige Hemelse Vader, baie dankie dat ons u naam kan aanroep. O Here, baie dankie vir die seëninge wat u so onverdiend aan ons bewys. Ons vra u om met ons te gaan in hierdie dae wat voorlê. Ons vra u dat u elkeen van ons die krag sal gee om u woord te saai waar ons ook al gaan. En Here, help dat ons sal bid dat die saad in die regte grond sal val. Help dat ons sal bid dat u ons die krag sal gee om voort te gaan om u saad te versprei. Ek vra hierdie dinge in die naam van ons Verlosser, Jesus Christus. Amen.